How's it, guys, and welcome back to yet another Braai adventure. Now in this video we are going to go a bit deeper into the adventure. We're going back to Veldrif to do it right this time. Before I start the video, I just want to thank everyone for all the love and support we got on the previous video. It did fantastic. We are super appreciative and we're going to keep pumping out content for you guys. Without any further ado, the car has been loaded. Let's go to Veldrif, and tomorrow morning we're going to go on a lekker Braai adventure. How's it, guys? So we arrived in Veldrif last night, and as I said earlier, we are very excited to share this adventure with you. Now we've got a few stops today, but our first stop is going to go to a very interesting little place called Kalahari Noi, and I'm excited to show you what we're going to get up to over there. As julle, so ons is nou hier by Kalahari Noi, met die einste Kalahari Noi. Nou die eerste vraag wat ek moet vra is sê, noem ons jou Marelies of die Kalahari Noi? Noem my eerder Marelies, want die fiets is klaar op die paal, so ek neem aan almal weet dit is Marelies. Okay, fantasties. So ons gaan gou na 'n paar dingetjies kyk wat hier binne is. Ons is baie opgewonde om te kom kyk hoe lyk dit hier binne. Ja. En hopelik kan ons nog baie mense kry wat kan kom besoek. So asseblief wys vir ons wat hier aangaan hier binne. Natuurlik, kom ek gaan wys julle, want hier pomp dit. Jo! Verskoon vir my. So hoe lank het julle al hierdie plek hier? Ek is nou so 2 jaar wat ek gaan vir Kalahari Noi padstal hier in die plaas, maar ek het 'n padstal vroeër gehad bo by Dagbreek omtrent so vir 'n jaar na. Was dit ook Kalahari Noi geweest? Dit was Kalahari Noi in Boesien, maar Boesien het besluit hy gaan van vis. So nou is dit Kalahari Noi. Ja, dis goed. 'n one-man show is altyd reg. Definitief. So by Kalahari Noi doen ons dinge baie anderster. Ons verwelkom mense met 'n klein knertsie. En dit is ons tuisgemaakte gemmerbier met 'n skop. So jy kan nie instap as jy nie 'n knertsie gehad het, want ons begin die dag reg. Nee, dan ek sien uit om daai knertsie in te vat. So eers wil ek graag vir elkeen verwelkom. Baie dankie dat julle vir ons baie dankie. Dit is regtig 'n groot voorreg om julle hier te hê. So ek wil vir julle elkeen 'n knertsie gee dat julle proe en vir my sê wat julle daarvan dink. Hey, ek is opgewonde. Wil julle gou vinnig vir ons jongens almal gaan 'n knertsie vat hier, so dames en here. Right. Asai. En hierdie resep is ouma se oudtydse resep nog van die gemmerbier. Alright. So hy moet vir 'n klein rukkie staan. Yes. Sodat hy eers 'n bietjie kan trek. Laat ek kom kry vir jou ook 'n gemmerbiertjie asseblief. Swan, jy kan sommer skiet agter. Syn. Ek gaan vinnig uit vir haar gee. En onthou jy drink hom soos 'n shot, né? So dis nie vir sip nie. Jy sê dis jy down hom. Jy sê dis een keer af. Dis ja, dis die Kalahari manier hoe ons dit doen. Hey, ek is opgewonde. Cheers julle. Cheers. Cheers julle. Cheers. Dat het val waar jy wil. Ja, hy is baie lekker, né? Dis hoe jy hom drink. En so wat is alles hier binne? Dit kan ek nog ongelukkig nie vir jou sê nie, nee, want dit is 'n reg. geheime resep. Dis 100%, nee. Ons kan nie dit met julle deel nie. Nee, dis fair. So dit is ons resep daai. Uit 'n skop, ja. Jean, jy sê jy kak so 'n bietjie af. So, terwyl ons hier voor is, wil ek sommer eers vir julle wys. Kom 'n bietjie nader kamera vrou. Baie awesome hemde wat ons doen. Ja. So hierdie enetjie is vir die vrouens, jy trek so 'n toppie onder dit aan, soos 'n swart toppie. Yes. Kalahari Noi en dan natuurlik hier agter hier kom dit. So dis een van ons hemde. Ja. En dan die een hier agter jou is my logo. Dis Kalahari Noi, laat my elke môre liefde ondervind. Ag, dis beautiful. So dit is eintlik waaroor die padstal gaan. Dit gaan oor tye nice. En dit gaan oor liefde en dit vat jy net 'n bietjie terug van waarvan af jy kom. Beautiful. So
hierdie is van ons kosse wat ons maak. So my groot signature by my pastel natuurlik is my pap en kajings. So dis iets wat baie goed verkoop. Die mense is mal daaroor. Ek is ook die enigste een hier rond wat dit verkoop aan mense. Okay. So dis pap en kajings. Dis nie pap en tik nie, dis pap en kajings. So daar's genoeg kajings in. Dan het ons 'n heerlike soutplatter. Ons het baie lekker wildspastye. Sure. Nee, dit lyk lieflik. Ons het bacon quiches en behalwe die goed doen ons baie ander goede ook. Ons doen terte, ons doen koeke, roosterkoeke het ek ook gehoor. Roosterkoeke, ons doen letterlik baie meer gevulde pannekoeke, jy weet. Ons gee alles 'n bietjie toast. So ons doen melktert jaffles ook. Wow. Ons doen chicken mayo pannekoeke. So ons het 'n hele variety wat ons doen, maar baie van dit doen ons op bestelling ook. Ja. Ons staan tans op 23 brode 'n week op bestelling. Ja. By die aardappelplanties. Ons doen dit ook. Ja. En as jy ook kyk aan die pad sal net so vinnig. Die idee hier binne is om, soos ek sê, die stoofie, die oudheidse stoofie en die radiootjie, al daai goedjies as mense instap met hulle dit bietjie vir hulle kan terugvat van waar af hulle kom. Natuurlik. Om dit te waardeer weer. Ek kry daai gevoel, dis regtig baie warm en ouma se kombuis. Yes, dis 'n baie warm gevoel wat 'n mens kry as 'n mens hier inloop. Okay, so ons begin sommer hierdie kant. Hierso het ons lekker die lyfie produkte. Julle ken seker vir klein lyfie, so ons doen hulle produkte ook. Al hierdie skilderye wat hier hang is van 'n oom wat baie na in my hart is 'n baie spesiale oom wat dit self skilder en hy doen dit regtig met soveel passie en liefde. So ons verkoop ook vir ons skilderye. That's beautiful. En dan het ons natuurlik vir die klein spannetjie kindertjies ook hempies laat maak. My hart klop plaas. Of my hart behoort op die plaas en Kalahari nooi hempies. So hier is 'n variety van alles. Yes. En dan natuurlik crackling kajings. Dit is ook net ek wat dit doen hier rond. Crackling kajings is 'n ander konsep van jou fyn kajings. Jy eet hom soos 'n chippy. Dit is jou Kalahari chips wat ons doen. Baie cool. Ja, en dan het ons lekker fudge en ons het lekker brownies en ons het skynskoep. Skynskoep dit kom oorspronklik van Namibia af. So ons het 'n tannie wat dit presies op daai manier doen. So. En hierdie kant het ons ingelegde beet en ons het goedjies van Sissie van die plaas en natuurlik jou ingelegde eitjies. Yes. Ja, en dan ons babas is ons brode. So dit is ons suurdeegbrood met die aardappelplantjie. Hulle noem dit in die Weskus die voetebrood. Hoekom noem hulle dit die voetebrood? Want hy moet 'n reuk hê. So dit is om 'n mooi woord te sê, hy moet 'n reuk, 'n spesifieke reuk hê. 'n klankie, ja. Ja, 'n klankie. So toe ek in die Weskus aangekom het ek net gewone plaasbrood geken en almal het aangegaan hierdie voetebrood en Tannie Lenet weer eens is die tannie wat 'n boebaas is. En daai brode is ongelooflik lekker. Sure. So, die konsep van die brood is jy sny die brood en jy sit varkvet op en dan bo op die varkvet gooi jy erm in. Dit is hoe hulle dit geëet het. Wow. Ja, so dit is nogal ook 'n groot tradisionele ding. En dan natuurlik ons jaffles. Jy is welkom as jy wil proe. Ek sal nou enetjie vat. Ja, maar dit is die flour jaffles. So binne het ons custard binne in die jaffles. Lieflik. Ja. Is jy maar net voel jy kan jy wees hierso. 100%. Niks fancy nie. As jy nie dag lekker voel nie, kom sit hier, ons maak dit vir jou van. Ag, dis awesome. Maak dit awesome. vir jou lekker. Ons wil jou sien blom aan die einde van die dag. Ag, dis beautiful. Ja, dit het 'n baie warm gevoel en ek dink almal is welkom hierso. En as jy ooit hier afkom op pad te plaas se kant toe, kom gooi 'n besoek en kom voel of jy reguit by die huis en op by ouma se kombuis en kom geniet dit, kom eet 'n stukkie voetbrood daarso en ja, ek hoop julle kom maak 'n draai want dit is regtig vreeslik lekker. En baie dankie dat jy vir ons die plekkie kom wys. Dit is 'n beautiful plekkie. En ek dink ons gaan so 'n paar goedjies koop voor ons hier gaan waai. Dis dit moet ek hoor. Baie dankie. We're done here at Kalahari Nooi. What a lekker experience, what a homey, welcoming feeling we got. And on to the next one. But before I leave, I need to do one thing. My mouth.
guys, we are at our next location. We are in Bokomlaan in Veldrift, and one thing you need to know about Veldrift is they are famous for their one little fish called the bokom, and we are very excited to taste some bokoms right now. There we go guys, ons is nou hier by Ubuntu Visserye en soos jy mooi kan kyk hier agter my, hier hang al die goudmyne, die bokkompies en ons gaan nou binnekort een van hulle proe. Ek is baie opgewonde. Ek het net vir my 'n bietjie water of kook saamgebring want hierdie gaan baie sout wees. Ja, vandag het ek julle lekker 'n soutvisie, 'n bokkom, die bekende van Veldrift. Lekker. En dan 'n bietjie slag ons hom. So, we've got Sean here preparing the bokoms for us to enjoy. And we've got John here, he's a new face on Braai Adventures. He is the brother of Karen, the braaibroodjie meester, as you know her in the previous videos. And John has never had a bokom before. So John, what do you think this is going to taste like? I don't know, but by the smell of it, it's going to be a bit salty. I agree with you. I can tell you now it's going to be salty. You're going to be regretful that you didn't bring anything to drink because it is a baie sout vis hierdie my maat. My maat, the fish is going to be salty, bro. I'm telling you. Okay. Daar is die graad nou. As hy julle, cheers op ons My bokkompie hierso in Veldrift, geniet hom. Baie sout. Woo! Nou net 'n lekker biertjie. My maat, Hoe's hy? salterig. Oh, lekker soort op die tong. So listen, I don't know if this is for everyone, but this is the famous thing that everyone enjoys here in Veldrift. Veldrift is known for its bokoms, and yeah, it's an acquired taste. It's very salty. It's literally fish biltong. So if you are interested, come here down to Bokomlaan. It's literally called Bokomlaan, and you'll find a few people selling it. And yeah, I don't think you'll regret this once in a lifetime experience. So the next hidden gem that's here in Bokomlaan is a place called Columbine, where you can enjoy some of the most lovely coffee. There are literally people that come all the way from Cape Town to come have a coffee here on a Sunday, so it must be good. And I'm going to lie to you if I say we haven't had it before, but let me show you what it's all about. Jou hande sting my bek vir Dit is die enigste ding van die Weskus. Jy kry al die geur. As jy hier inry by Veldrift, dan ruik jy hoe stink die fabriek. As jy nie van Veldrift af is en jy kom hier in, dan ruik jy die modder, die sout en die vis. Nee, maar dit is lekker. Na ons nou hier koffietjie by Columbine gehad het, wat is ons plan na dit? Ek dink ons gaan nou 'n bietjie daai plek gaan besoek. Okay. En dan is dit die bekende knorvark. Sure. Wat lyk my almal van ver af kom besoek hierdie plek en ja, en dan gaan ons by die ander knorvarkie, hulle heerlike mosselpot. Nee, dit klink baie lekker my man. Kom ons drink dit. As ons almal het nou ons koffietjie gekry. Dis flippend heerlik. En Sean, vertel ons nou, hoekom is jou koffietjie so klein? My vrou is baie lief vir my vandag. As julle lus is vir 'n lekker koppie koffie, kom besoek graag vir Columbine. Julle sal nie spyt wees nie, net hier in Bokomlaan, my maat. There we go guys, we are now done here at Bokomlaan. It was lovely, the coffee was amazing, we had some lekker bokoms, and now we're off to our next location. I'll see you guys there. So van die meeste van die Weskus gebruik hierdie as 'n lepel om te eet. Regtig. So vandag as ons nou die mosselpot maak, gaan dit jou lepel wees. Jy lief. Nee, Gaan jou wat? lepel wees. Ek is keen om dit te try. Die Weskus lepel, reg hier in my hand. Hy is goedkoop en hy word vervaardig deur die natuur. My maat. Dit was vol kakkel.
So if you guys are wondering, the 4th or the 5th team member of Braai Adventures is this. Mevrou Camera Vrou, she's usually behind the camera. She doesn't get enough airtime, but I just want to say that she does a fantastic job and we have a lot of appreciation for die ou staatmaker. Yes, my maat, hoe lyk dit? Kan ek 'n breakfast cappie kry en 'n kaas light draft asseblief? Ag nee, 'n black label draft asseblief. Die breakfast een asseblief. Lyk nou soos moedersmelk. Ek waardeer hom, kan ek ons maar nou betaal asseblief? Asai, cheers. Asai Jonas, eerstens, cheers op baie netjie. Cheers my maat. Cheers my maat, vat 'n lekker sluk. Karen, cheers aan my, ou girl. Nog een netjie. Proes nog. So luister, vandag se video gaan ons nou by 'n knorvarkie 'n mosselpot gaan maak. Maar voor ons daartoe gaan het ons besluit ons gaan eers hier by knorvarkie se bar gaan stop. Nou baie van julle vra vir ons, of nie baie nie, maar julle vra vir ons, hoekom is die naam knorvarkie? Nou die naam ontstaan van die eienaar van hierdie plek het op 'n plaas gebly en daar was 'n vis in daai dam wat geknor het soos 'n varkie. Sy naam is nie 'n knorvarkie nie, maar hy het geknor in die aande, dan klink hy amper soos 'n varkie. En dit is waar die naam knorvarkie ontstaan het. So ek sien uit om vir julle die einste dam en goeters te wys en gaan lekker mosselpotjie daar mekaar slaan. Maar kom ons maak eers gou hierdie biere klaar. My maat. My maat. Here we go guys, we just finished our beers here at the Knorvarkie Laai plek. It was very delicious. I'm feeling lekker verfris. And now we're gonna go pack up all our things and head out to go make this lekker mosselpot. My maat. Also julle, ons het nou vir ons 3 pakkies mossels hier gekry by die visfabriek vir ons heerlike mosselpot, voorberei deur die meester Sean. Een van die dames het gevra in ons comments dat ons 'n mosselpot maak en dis presies wat ons vandag gaan maak vir julle. Lekker, ek sien uit om te eet. Here we go guys, we are now wrapping up for this final piece of our adventure. We're going to Knorvarkie on the farm to go do a lekker mosselpot. As you see, we are loading the car. Kom gou hier kamera vrou, nommer 2. Ons kyk gou hierso. We're going to use something that we haven't used before for a potjie. We've got this rocket stove that we made ourselves. It's still a prototype, so it hasn't been finished yet, but it's going to work like a bomb. So now we're just loading. Laai hom lekker vol, Jonas. We have everything. We've got our wood. We've got our bakgat flipbraakie, as usual. We've got John, the butler. And I think it's going to be a flippin' lekker experience. I'll see you there. So we are now at the Knorvarkie Veldrif. The one we were at earlier, the bar, was Knorvarkie Laai plek. And yeah, we're going to have a flippin' lekker braai here. We're going to do a mosselpot. I'm very excited to show you guys. And just look how beautiful and how peaceful this area is. Het raak nie beter nie. Hier's even wille waardlemoene op die grond. Kyk net hoe lekker. Kyk daar. My maat. Finally arrived here at the Knorvarkie Veldrif and we are very excited to show you guys the mosselpot we're going to make. Gaan lekker wees, Jonas. Gaan 'n lekker mosselpot maak. Jy sê ons het dit al baie kere gemaak. Baie kere. Die keer gaan ons dit op 'n video doen. My maat, ek wil lekker as nou braai.
Nou toe my maats, kyk hoe lekker rustig is dit. Die kameravrou wys gou vinnig die saligheid van self. Heerlik. Nou as julle belangstel om hierdie plek te kom besoek, jy kan hier inkom. Daar's 'n groot rooi boot soos wat julle gesien het toe ons ingekom het. Is R50 per kop om hier te kom kuier en jy kan lekker hier kom braai. Hier is braai geriewe, daar's badkamers daarbo en ek is net opgewonde om vir julle te wys hoe lekker dit hier is in Veldroof. Okay, so julle wonder seker nou wat is hierdie behemoth van 'n ding? Now this is our rocket stove. We made this one ourselves and we are planning on probably selling them in the near future. But this is the beast, the big boy XXL rocket stove, hè Jonas? Hy is 'n groot meneer. Dan gaan hy potjie lekker maak. Yeah, so it's perfect for making a little fire, putting it in the middle of all your friends and family. You can sit and warm up nicely because this thing gets flippin' hot. But the thing that we're going to use it for today is making a lekker potjie. Now the way it works is, at the back here, kameravrou kom gou 'n bietjie nader dat ek jou wys. Over here, you insert your blitz, as Sean is going to do now. There we go. As soon as your blitz has lighted, which our blitz is now lekker aan die gang, you see there's an opening on this side. Now you can add some fire starters, some thin wood just to get it going, and within a few minutes you will have a roaring fire up here. So add some fire starters there asseblief Jonas man. Druk hulle daarin as heuning in. As hy. En wag ons net wat ek julle die blits net. Dit kan vat. Dit kan vat. Yeah, so this thing is very obvious. You'll know when it's ready because you'll see a roaring fire coming up from up here. Take off that little adjustment we have. Kom gou nader, kom kyk gou hier so. Jy kan al klaar die vlamme sien gebeur. You can already see some of the flames happening. It's still very mild. In just a few minutes we can open and close this thing to choke how much air it gets. But it's going to be a lekker big fire. Can't wait to show you guys. Woo! Hey guys, so as usual we've brought with our bakgat braaitjie. And for initiate a new member of Braai Adventure, we're going to give him a very important job of starting this fire. So Jean, show us how you do this. First of all, you use your Sure Blitz. One of the best starters that you can get. Lekker. Can you come a bit closer that I can show you how? As hy Jean, jy sê vat sommer die tande my maat. Speel jy nog? The teeth are the best to open stuff. You don't play games. Now, you put off, yeah, or you take it in 3/4. Now you just put it there. Yeah. After that, you come take your stick wood. Now this is how I normally take it. Yes. You build a house first of all. A nice house. You can make it how big you want. Some people like to make it a massive house. I just like to make it enough. So what are we gonna braai on this thing today, Sean? Garlic bread Yes. and chicken. Are you gonna prepare it for us? Of course, I'm gonna make it a chicken that you won't forget what you ate. Yeah. I can't wait to eat Then that after chicken, my that, friend. you take some Fire starters. fire starters. Okay. I normally like to do it is just put it in the necessary holes. That's right. This is the Northern Cape style, no, not the Western Cape. Okay, Northern Cape style. Yep. Jy sê vir my 'n ding of twee leer vandag. My maat, nou is ek sommer opgewonde. You just put a few more after that. But now you must, how are you gonna light this thing, John? Yeah. As you can come closer. Come closer. John wants to show you some things, camera bro. Yes, right there. As easy as that, né? As easy as that. My maat. Lekker John in my maat. My maat. So there you have it guys. The bakgat braaitjie is fully operational again. We can't go anywhere without taking it with. And our new initiate, John, is going to make some lekker chicken and some lekker garlic brood. I'm excited. My maat. Ja, Jonas, hierdie ding né. Ek kan al klaar voel hoe warm is hy by my voete. Nou mense gebruik hom sommer vir wat nie meer daar. 'n bonfiretjie. So in die middel van die plek. Vir heater, ja.
vir winter in die huis. Yes, weet jy hoe lekker gaan die ding in die winter wees? Dis basically 'n skoorsteen. Ja, hy raak fucking warm. Maar die laaste was 'n man gesê dat hy uit vir soos tot middernag toe was hy nog warm. Ek het net so nou en dan 'n stompie ingedruk. Maar ek is nou baie nuuskierig om te sien hoe hy 'n pot gaan maak. Ek gaan nou die eerste keer wees wat ons 'n pot op hom maak. Ja, en as hy werk gaan dit 'n belewenis wees. En net sy hitte moet reguleer. Moet 'n mens daai grid opsit of kan jy die pot reg op baie ding sit? Nee, grid opsit. Net om 'n bietjie meer level te hou. Ja. En kom met trein nou. Hier kom 'n trein. Wat raai daai trein alles, Sean? Hulle ry van Kumba af Transnet toe met ystererts, verskillende ystererts. En dis waar ons stale en goed van gemaak. Wat? Die rocket stove. Jo. So daai is die resultaat van die. Ja, so daai is 'n rou produk en hy eindig op om staal te bring om vir ons hierdie ding te doen. So vat hulle baie van hulle staal Saldanha se kant. Ja, hulle voer dit nou uit oor see, en hulle maak dit daar en dan bring hulle dit weer die staal terug, sit daar. Die langste trein in die wêreld. Lekker. En kamera vrou 2 Karen het nou gesê dis die langste trein. Dis seker. Maar hy's definitief op dit. Ja, hy's baie lank. Kyk hierso. Ek dink is 114 trokkies tot die laaste kop toe en dan van die kop af weer terug is weer 114. Wat? So vir elke kop wat daar is 100. So daar's 228 trok. Ja, dan nou. Ja, lekker. Kyk hoe daar kamera vrou, hy hou nie opkom nie. Dis 'n moeilike trein. Hy baie lank. Nou wat se license ding het om eens hoor op? Dan word hy nou opgesplit. En dan gaan hulle so stuk deur die Transnet, deur die verskillende seksies tot op die pot. Ja. Crazy. Nee, dis 'n moeilike ding. Die tyd of hierdie pot klaar sal die trein nog aan die gang sit. Ja. Nee, daar kom die derde kop al. So is 114, daar is 100. Ja, so hy is definitief 'n lang trein by my. So jy sê die is Vaan se trein? Ja. Is die Vaan se trein? Jy kan so sê, ja. Etter. Nou in elke treinkopie is daar 'n ander bestuurder of iemand, of is dit een bestuurder dat alles? Ja, jy kry die main driver en hulle is maar net, ek weet nie wat regtig noem jy dit, maar ek neem maar aan is secondary driver. The observement of alles alright. Ja. So. Soos as die een breek voor, dan dink ek die ander moet ook 'n bietjie breek, dat hulle, en as mens nou klomp. Ja. Nee, dis malligheid. Ek dink om een boot vol te maak met Transnet, sê, kom as, ek dink 60,000 ton of. 60,000? Ek kan verkeerd doen, maar dis baie. Wow. Kyk jy die trein is so wil die waterkap eintlik aan. Ja. Of is dit jet ski geweest? Ja, nou sit 'n see. Ai, ons arme bak. Kyk ons bakgat raaitjies onder die water. Alraai, bakgat sal staan my maat. Hy staan sterk. John, is jou bra alright? Die rocketstove van ons is nou vuur en vlamme aan die gang. Jy kan sien die vlamme kom tot die boot toe. Rook trek dit na mooi mense toe, of so sê hulle. Maar kyk hoe warm is die ding. Jy kan nou nie eers meer so maak nie, dan sal jy jou armhare afskroei. Ja, maar nou is dit tyd dat ons hierdie pot prep en dat ons daai pot hier bo op sit en flip en lekker eet. Also Jonas, is nou tyd om te prep, né? Yes, man. Wat is eerste? Eerstens, ek is nie 'n chef nie. So ek doen dit my manier. Dis reg. Hier is 'n wit yska. Ek het nie knife skills en jy sê dis nie Gordon Ramsay wat hier aangaan. Ja, dit is my manier. So ek het like. Weet jy wat? Jy kap hom nie soos Gordon Ramsay, maar die kos proe dalk soos Ramsay se. Ja. Sal hom nou ook 'n gou gee. Jy sê met die volgende. Hou my nie braai. Ja, nee, hy het niks op ons met braai nie, my maat. Maar jy sê met die volgende TikTok boks en jy vir Gordon Ramsay vat.
gooi hom in wat. Ja, gaan ons net 'n rooi eitjie vir die soetsmaak hier daarvan. Ek wil nou gevra het oor die rooi eitjie. So dis alles deel van die mosselpot, né? Ja, my manier. Ek weet daar is duisende maniere wat mense goed maak, maar dit is my manier. Ja. Ek is seker daarvan hy gaan flip en lekker smaak. Is dit 'n baie maklike dis wat ons maak of? Ja, is baie vinnig. Is dit? So in hoeveel minute sal ons kan eet nou? 10, 15, ek is nie seker, maar dit is vinnig. Reg. Ek gaan jou deur die hele proses vat. Ek is opgewonde om te leer. Ek ken niks van mosselpot af in my Ek is nie 'n time watcher. Ons het mos nou die idee gekry want 'n dame het gevra op ons comments en ons gee vir die mense wat hulle wil hê. Die belangrikste. Kyk hoe lekker lyk daai. Sjoe. Nou gaan dit nou eers in die pot ingaan of prep jy nog net op die oomblik? Ja, kom ons gooi hom gou op die pot. Waar jy verbykom. Gaan net ons En wat het nou daar gebeur? ek vergeet is warm. Wat Is hy reg op? ek kom hulle handskoene gemaak het. Hy is mooi reguit, nee. As hy. Ek vat ons die oudjies en ons stel 'n pot vir hulle. Ja. So wat is nou op die oomblik in? Olyfolie en garlic. 3 huisies. 3 huisies garlic. Ja, maar hy lyk lekker. Right, terwyl ons nou wag vir daai olie om warm te raak, wat is die volgende ding wat ons hier opkap? En net so 'n bietjie roosmaryn aangooi. Lekker. Van die takkie af en dan nog 'n bietjie fyn chop. Die roosmaryn chop. Ja. Dis hy ook. Peselmotor. As jy 'n professional chef is, maar 'n bietjie peper geryn. Dis 'n bietjie grove sout. Ja. Dat is wat ek. Dat is heel rustig. Ons kon nou fyn peper en sout gevat het, maar vir die hele van weg van gooi. Ja, jy het my vandag gesê die groot ding vir ons met hierdie mosselpot is ons wil hom van scratch af maak. Geen shortcuts nie. Geen games nie. Ons wil hom straight up op ons eie maak. En ek dink jy hou nog ons by jou woord. Ek sien dat ek sien. Lekker. Ons maak nou ons eie spices vir jy. Wanneer kan dit nou winkels toe gaan? Binnekort. Ja, dis ek kan maar die eie ingooi. Laat ons kyk. Is al kookpunt hier so. Ek sê hulle moet die skil ingooi. Hulle sê dis vir die zest. Hey. Krijg jy rook in jou oë? Ja. Of was jy net te cool om hierdie pot te maak? Roer 'n bietjie hierdie pot. Hy is al warm. Ja, die lemoenreuk kom lekker deur. Ja, jy kan lekker, die geur en jy ruik. En die garlic kom ook al deur, né? Kyk, ek wens julle kon geruik het hoe ruik hierdie agter die kamera, maar dit is delicious soos Karen sal sê. Garlic salt. Okay. Net 'n klein bietjie. Dis reg. En wat is die volgende stappe? Gaan ons nou wag vir daai bietjie te karamelize? Ja, hy moet nou bruin raak. Ja. En dan gaan ons die mossels ingooi. Yes. Met die wyn. Dit het 'n lekker Weskus Sauvignon Blanc gekry. Lekker. Uit die Weskus uit. Waarbij proses die bolkom het is vroeger geëet. Maar ek hoop hy's minder sout as daai bolkom. Ja, maar hy is lekker. Dan hom daar ingooi. Exciting. Nee, ons hou dit authentic, né? Nou moet hy maar net bruin raak. Nee, maar kan ons mos maar nou 'n bietjie rustig raak en ons gaan wag vir hom kleur te vat, né? Ja. Dan check ons nou weer.
voor ons hier aangekom het, was al baie vrae. Gaan hierdie rocket stove 'n potjie kan doen? En Sean, wat dink jy is die antwoord daarvoor? Nee, wat ons kan hom maar vir die design mense gee. En ons kan hom maar verkoop. hy loop ou. Ja. Skimmerkat Media gaan nou werk. Yeah, hierdie goeters. Yo, I wish you guys could smell this again. Just as I said in the previous video, the aromas I'm getting from the red onion, the normal onion, the garlic, and even the lemon, as well as the rosemary. Oh, it smells divine. I can't wait to see what it's going to look like when you add the cream and the wine and the mussels, more importantly. But this is going to be a #1 dish. Okay, dis nou sulke tyd. Daai kossies is besig om lekker warm te raak. Nou is dit tyd vir die mossels, hè? Ja. Ja, wat se mossels het ons hier? Dis 'n gewone swart mossel. Ja. So, ons moet hom nou skoon maak en dan kan ons hom in die pot gooi. Nou, wanneer is hierdie ook knak. Lekker. Sê. Dan gaan net so 'n bietjie ingooi, maar knertjie vir die vrouens ook. En dan gaan we nog 'n bietjie deurroer. Ja, nou los ons hom net so vir 'n paar minute. So is nie 'n lang storie dit nie. Nee, laat sy bene net oopskiet en dan Asseblief. en dan gaan ons die ander goedjies ingooi. Also nou ons initiate gaan nou vandag vir ons 'n hoendertjie prep. Nou Jean, tell us what are you going to do now? I'm gonna now put some garlic salt on. Tell With me the what- garlic salt. Now the garlic salt is nice on the chicken because chicken you need some salt and pepper on firstly. Yeah, but the garlic makes it a lekker, Yeah, it's of like a course. smoky flavor almost. After that, then it's the black pepper. Nice. Grounded pepper. Yes, Just keeps the flavor a bit better now. makes it a bit more richy. Richie, Lionel Richie. I'm gonna do both sides. I thought so, yeah. But it looks lekker, Jean. It's gonna taste lekker. I'm sure it is, my man. I wish I had some marinade now, but we forgot to marinate. Yeah, it's not the end of the world. Now you use this chicken. Chicken spice. Yes, Chicken seasoning from chicken from Fish Public. lekker. And you have just a layer over it. Just a nice layer over it. Yes. After that, you turn it around. And you do everything Now- all over again. Yes, but this is the secret part. Okay, tell me your secret, John. After you use this much, you use it again. My maat. Now the next step, as you saw, the rice spice is already on, but this is the secret ingredient. And you go through all the steps again. Okay, you repeat everything. Add some more pepper, add some more salt. Add some more salt on both sides. That's important. You can't just have one-sided chicken, eh? Yeah, boy, yes. We are not Americans. Yo! Shots fired! What? Now after that, you just dump it in a bit. Now, yeah, about the heart. You see that fat piece there? Yes. You take some salt. You put it inside. And rub it in lekker. Now it looks good, Johnny. It looks good. My maat. Braai was nou so flippin lekker. Okay, Shonas, Dit so seelemintjie vir die vir die acidity. ja, En wat is daai room? bietjie room. Om hom lekker dik te maak. Ja. Woe! Dis maar twee in. Jy is wel halsig vandag. Lekker. Jy is daai ou. Hey, Lekker. Nou wat is die volgende stappe? Maar net roer en aangaan. nou roer ons. En dan wag ons.
So John, so you say the chicken is ready to go on now. Yeah. Let's see. Thank you, camera woman number 2. Lekker, op die flipbraadjie, op die bakgaatjie. As hy nou die vraag is, kan hy flip? Oh, my maat. Flip. Hy kan altyd flip, né? My maat. Lekker. Nou die beroemde braaibroodjie meester Karen is alweer aan die gang. So, Karen, wat maak jy vandag? Vandag het ons extra lang French loaf gekry. Yes. En dan boter ek om al twee kante met garlic boter. Lekker. En dan gaan ek 'n bietjie garlic sout oor drizzle. Yes. Dan gaan ons hom op die flipbraai sit, dat hy bietjie kan crispy word. En dan gaan ons dit saam met die mosselpot eet. Lekker. So vandag het ons 'n bietjie meer eenvoudig gegaan met die brood. Meer eenvoudig. Laas keer het ons die hele McGafter gedoen, vandag gooi ons garlic brood met garlic botter en dit sal net so lekker wees. Iets ligs. Iets lekkers. So hy gaan vol maak. Nee, as hy volmaak is hy goed. Dankbaar ook wel. Johnny, hoe ver is die hoender, my maat? You can say halfway. Halfway there. Halfway, but you can actually hear the sizzling. And the coals are extremely hot. Really? Well, it's good. You can't have cold coals when you're doing chicken, eh? Chicken takes very, very long. There's only one way to do chicken, that's the right way. Yes. Otherwise, you're gonna sit on the toilet and enjoy the chicken later as well. Get lekker sick. But it's nice, man, sitting here almost in the water. Yeah, you can see my feet. No plug is on. The water's coming and almost my chair went now, but the water's coming to my feet. I'm just chilling. It's very lekker, man. You enjoying it? My maat. My maat, it's lekker to have you here. It's lekker to see you braai a little something for us. And if this chicken is nice, you will become an official member of Braai Adventures. Karen, hoe ver is die ouetjie, sal jy sê? Hy is amper reg. Ons wag nou net vir die sousie om bietjie dikker te word. Ja. En dan gaan ons hom kan eet. Maar het lyk baie lekker, Karen. Ek gaan lekker proe. Dis 'n groot sukses. Wag nou vir die hoendertjie om klaar te kry op die flipbraai en dan gaan ons die broodjies opsit en dan so Maak jy 10 aankoop. minutes. Hy eet ons lekker. Dan eet ons lekker. So Jean, jy sê jy is nou so honger, jy kan nie meer wag nie. Can't wait. Nou kom ons kyk hoe lekker die hoender wat jy nou geëet het. Lekker sappig, hy's mooi deur. Jo. Wat sê jy vir my? Sê vir my. My maat. Dis al wat hy kan sê is my maat. Hy sê die hoender proe nou vir hom soos nog. Ja. Ek het nog nooit 'n hoender so gesien verslind word. As kos roep 'n antwoord jy. Dit was die regte gesê. Garlic sout was die antwoord. Nee, bro. My maat. As hy. Ons skuif gou vinnig hierdie braaitjie want die braaimeester Karen wil haar broodjies hier op die land gaar maak. Nie in die water nie. Nie in die water nie. As hy. Karen, laai hulle vir my maat. As hy, nou is die broodjies toe. Jou, Karen gee ons maar 'n flip. Nee, flip is jy. Dis hy girl. Kom nader. Kom maar, kom kyk gou hier. Kom kyk hoe lekker die brood. Deksels. Kyk hier so crunchy time already. Nee, Karen, hoe die ouetjies gaan vandag wees. Hulle gaan baie vinnig. Pas op haar kamera vrou, jy gaan in die dam inval. Hulle gaan baie gou lekker klaar wees en ek is baie excited. Hulle gaan lekker proe. Ja. Hulle het 'n bietjie soutjies ook op. Ja? Garlic sout. Nee, dis 'n wenner.
So nou wag ons maar nou net, dan kan ons eet. My maag roep al vir die kos. Ja. Ek het gehoor jy het vroeër gesê jy gaan die broodjies sommer van daai sousie in tip. Ja, so jy gaan nou 'n bietjie mossels vat met die sous, die roomsous. Yes. Kan jy hom afbreek en dan dip jy hom. Dan kan jy hom vasgryp of die mossels vasgryp met die brood ook. Wat sê jy nou vir my? Lekker man. Jy sê nou vir my, dit klink vir my vrek lekker. Dit is vrek lekker. Ek begin sommer so te maak. Asai, kan nie wag. As my maats, en so kom nog 'n braai adventure to an end. Before we finish, I just want to say thank you for all of you guys for supporting us throughout this journey. It's been fantastic so far. Ek het 'n mosseltjie hierso. Sean het 'n braaibroodjie met 'n bietjie van daai sous op. Kom ons draai hom gou vinnig. Baie lekker. Hy is lekker. Hy is heerlik. Het ek ook 'n crunchy vir haar. Hy is er so. Thank you so much for joining us, guys. We'll see you next time on our next braai adventure. My maat. My maat. My maat, Hoe's hy? souterig. Oh, lekker so op die tong.